oorsaak of is dit die signaal? Dis dit. Ons begin nou met die oorsaak van die signaal. Ja, want ek kan ook nie verstaan. Dan is hulle nie in wat ek nou voorberei. Ja, daar zit nou ons gesels vanmôre lekker. Ons gaan ons so redelik nie vinnig, maar ons gaan nou nie so lang stil staan op een ding nie. Hoekom ek nou hierdie onderwerpie gevat het, is omdat ons is nou besig om in 'n rigting in te beweeg. En ek wil graag hê dat ons moet standvastig kry. Dis nou soos daai stukkie wat die saad wat saai, en party val op die pad, en party val langs die pad, en ander val in die dorings, en die dussels, en die alles, verstaan so. Dis hoekom ek hierdie stukkie gekies het, dat ons moet so versigtig wees, omdat daar nou soveel aanslag op ons as kinders van die Here is. Ja. En dis geweldig soos dit nou. Ek is eintlik so opgewonde. Ek wil een of ander tyd preek. Ek wou Sondag gepraat het oor die 4 pere, maar die Here het eers weer vir my 'n ander onderwerp gegee, wat die Here praat oor die 4 pere. En die 4 pere van Openbaring 6 is wat presies nou aan die gebeur is. So ek het daar soveel goeders wat ons moet sommer nou aan 'n Sondag aand ook diens hou. Nee, want laat my dis dan moet ek koud en te nat te pas. Dat Maar hoe 60 is. Nou sê. Maar nou ja, kom ons begin met hierdie oorsaak van hoekom 'n mens terugval. Nou terugval is maar soos ons nou altyd praat van backslide. Kyk as jy regtig so terugval, so backslide dat jy geen verhouding, want die Here het mos 'n mooi ding wat hy sê, ek sal nie 'n lamp uitdoop, 'n rokende lamp, verstaan jy? En 'n geknakte riet sal hy nie afbreek. So solank daar iets is, solank daar nog lewe is, sal die Here nie laat jy verlore gaan. So dis altyd 'n hart wat ons moet ondersoek. Maar hierdie is gevare waarna ons moet kyk. Ek sê altyd, ek praat maar so oor die algemeen in my lewe. Dit waarmee ek gestruggle het, gesukkel het vroeër in my lewe, is my termostaat vir nou. Verstaan jy, so die oomblik as jy begin terugval of uitsak, dan sien jy jou termostaat, daai ding waarmee jy 'n probleem gehad het, begin skielik nou na vore kom. Dit begin dan nou sommer weer kop uitsteek. En jy het nou gedog jy het oorwinning gekry en alles. Dit natuurlik het ons oorwinning oor goeders, maar ons het 'n verantwoordelikheid om by die Here te bly. Anders dan kom alle sondes terug in ons lewe. Alle fyn en lelik kom weer terug in ons lewe. So, dis hoekom ek praat, hierdie is vir ons basies 'n termostaat waarna ons moet kyk dat ons nie struikel en so ver weg van die Here raak dat daar loopholes kom. Onthou ons het, ja, as ek 'n magte wat nou hierdie gesels het, dat 'n mens moet versigtig wees as jy nie aandag in jou verhouding met God gee nie. Ja. Dan kom hierdie goed, ons het gepraat van demonies beset en demonies gebind, wat 2 verskillende goeders is, dat dit onmoontlik is dat 'n demoon in 'n kind van die Here se lewe kan wees. Dis net Gods onmoontlik. Dis woord onmoontlik. Maar dat ons gebind kan wees, natuurlik. Want dis 'n sielsdimensie dan. So ons moet kyk na, as ons nie in ons lewe gaan konstant tyd maak met God nie, dan is die kans baie goed dat jy demonies beset kan word. Want dan gaan dit oor ongehoorsaamheid. En ons bou nie aan ons verhouding met die Here nie, en dan sit ons nou outomaties wat ons praat van terugval. Jy sien die gevaartekens en jy sien dan die woord sê, hy word uitgedryf, maar hy gaan rond en hy kyk na
waterlose plekke, hy soek 'n huis, nou is 'n huis wat nie met die gees van God is nie, is ons nou 'n waterlose plek so, en dan kom 7 terug. So dit sê vir my, daar is 'n moontlikheid dat ek kan terug. As ons nie gaan tyd maak in 'n verhouding met God nie, dis vreeslik belangrik vir môre mense. So ons moet werklik, as ons deur hierdie goeders gaan, dan is dit omdat die Here, ek het dit net deur, dat ons kan kyk in ons lewe. Here, is daar miskien, ek wys na niemand 'n vinger, of niks nie, ek praat hierdie goeders werk op myself, mense. Jy sien, ons moet nooit so arrogant en vol van onsself wil praat, dat ons nie kan sê, joh, ek praat nou juist oor my Sondag voorbereiding wat die Here met my praat. So ek gaan nou nie daaroor vrees, maar verstaan jy, so ek is net so in die dokbox, soos 'n man nou sal sê. So die Here praat met my net soos wat hy met elkeen van ons. En dis mos daai een preek wat ek gepraat het van, moenie laat jou beker so vol raak van jouself, dat daar nie plek vir die gees van God is in ons lewe. Want hierdie goed is, om dit af te breek in ons lewe, maak dat ons voller en voller van die gees van die Here word. En dis wat my opgewonde maak. Dis kosbaar. Nou oorsaak van hoekom mense terugval, vlakheid. As ons in Lukas 8 vers 13 gaan sien, dan kom ons maar by daardie stukkie van die saad wat gesaai is. En ons sien daar so dat hierdie saad het nou maar op rotsagtige gebied geval. Verstaan jy, daar is ons 'n stukkie wat langs die pad geval het, wat die woord van die Here sê, en die voëls het gekom en dit opgeraak. So dit het nog nie eens hier ingegaan. Verstaan jy, dis nou hierdie godsdienstbedrywe. Ek dink gisteraand, so ons kan regtig name maar 'n slag begin wegvat van kerke af. Verstaan jy, ek bedoel dit as ons liggaam van God is, as kinders van die Here, dan is ons veronderstel om dieselfde te dink, dieselfde te redeneer. Want as die gees van die Here in jou is, dan jy moes iets anders. Ons sê want ons redeneer, ons siening is dieselfde. So hoekom moet 'n naam nou maak dat ek die partye word jy nou 3 keer geonderdompel en die ander een is nou net 1 keer in. En dit maak dat ek in my eie kerk gestig het. Verstaan, dis in my hartseer dat die liggaam van die Here nie kan saamwerk. Ja. So, maar vir ons as kinders van die Here is dit so belangrik. Weet jy, dit is so belangrik dat as ons tot redding kom, dat ons sorg dat hierdie saadjie wortel begin skiet. As hy nie wortel skiet nie, mense, dan is dit net so, ons gryp elke ou lering aan. Verstaan jy, en dis waar mentors nie in hy, en dis hoekom ek sê, as 'n mens rondbeweeg, mense wat, soos wat ek evangelistische bediening gehad het, is belangrik dat as jy in 'n dorp gaan tentbediening doen, of straatbediening, whatever jy ook al, dat jy hierdie mens vat en by 'n mentor gaan neersit. Dis van uiterste belang. Kyk 'n bietjie hoe mense wat op hulle eie 'n ding loop doen. Dis die gevaarlikste lerings wat uit mense se monde uitkom. Mense wat tot bekering gekom het en hy vat sy eie pad. En hy loop sy eie pad. Verstaan jy, nou kyk die Facebook en die internet en die YouTube is vol predikers. Jy's later so deur mekaar. Verstaan jy, jy weet nie meer watter is die regte ding nie. Want diene sê dit, daine sê dit, en dis hoekom dit so belangrik is om 'n mentor te kry, of mentors, wat jy weet wat gesond is, sodat jy kan, want ons weet eintlik nou niks, behalwe dat jou siel gered is. Verstaan jy, dat jy, maar verder weet jy niks. En dit is belangrik om 'n mentor in jou lewe te kry, sodat hierdie wortel kan dieper in die grond geanker word. Want dis mos nou waar die winters kom, en dis waar die winde kom, en die aanslag kom. So as hierdie aanslag kom, dan gryp ons eie ding. Ek sien daar in Namibië, ek maak maar altyd 'n voorbeeld van, en nou klink dit alweer of ek die vrouens haat, my gebaar. Ek haat nie 'n vrou, ek het julle mos Sondags, ek vrek oor vrouens. Ek is vreeslik lief vir vrouens. Julle amper moslim, met julle weet maar so
Maar wat ek nou daarmee sê, is veral ons manne, maak onsself skuldig. Nou kom dis gewoonlik jou vrou wat tot bekering kom. Ja, gewoonlik die vrou wat eers tot bekering kom. En dan kom die man na die tyd. Verstaan jy nou gryp hierdie vrou, sy vat die toom in haar hardloop sy met 'n perd. Ek weet van vrouens in Namibië wat nou loop raak, iewers kom hierdie man nou ook tot verhaal en hy begin dien die Here ook. Nou is hierdie vrou dink sy is sterk in die Here. Sy sê die passie is daar, pragtig, mooi, moenie ek sê nie daar, maar in 'n verkeerde rigting. Sy in 'n verkeerde rigting. Nou kom hierdie man en hy voel so stupid, want sy vrou sit nou met 'n klomp wysheid wat sy op YouTube en oral gekry het, maar nooit by 'n mentor, want hy wou nie kerk toe gaan. So wie se skuld is dit? Daardie man. Hy wou nie kerk toe gaan nie, want as hulle saam die Here begin dien het, sou hulle by 'n gesonde kerk ingeskakel het, gesonde lering gekry het. So nou het hierdie vrou nou maar gegryp en gehardloop in. Ek weet van 'n paar van hulle, en nou voel die man minderwaardig, want my vrou het dan nou meer kennis. Ek weet nou, ons het nou so geval gehad uit Namibië. Nou voel die man minderwaardig, want hy het dan nou nie soveel kennis en. Nou kyk nou net waar, want die vrou oordonder hom nou met klomp wysheid wat sy nou afgetrek het, en dis dit ongesonde. Daar's geen stewige wortel nie, want die man was nie op sy plek gewees het. So die vrou het gegryp wat sy kry, en die wortel was verkeerd gewees. Die woord waarsku ons hy sê, ons moenie weer soos 'n dobbertjie op die see nie. Verstaan jy? Net elke wind wat na jou kant toe kom, dan gryp ons. Verstaan mense, dit is so eenvoudig. Paulus sê die boodskap van die kruis is so eenvoudig. Ons moenie met snaakse goed. Dien net die Here. Vat jou Bybel. En doen net wat jou Bybel sê. Want dis Jesus daar. Doen net dit. Moenie met snaakse goed nie, man. Moenie hier doen die ene dit, daai net so snaakse. Verstaan jy, die een wil eers weer 'n demon uitdryf, maar jy het tot bekering gekom. Ek weet nie wat se demon wil jy uitdryf, want dis hoe hulle doen, dis hoe daarom snaakse. Dis hierdie vlak Christen. Man, die bloed van Jesus het my witter gewas as sneeu. So, wat hierdie mense sê, daar is nog rooi, swart, fyn olie. Dis 'n klap in die gesig van die Heilige Gees van God. So, dis so, verstaan jy, maar as ons sorg dat ons wortel in stilte tyd, skiet hierdie wortel. Prys die Here. Daar is mos die teksie daarvoor pragtig. 9. Kan iemand vir ons dan net so, wat daar naby Lukas 11, ek wil dit ons dan net so effens, dit is dan net so. Ons weet wat leegheid is. Lukas 11 vers 25, dat is net die idee waaroor dit gaan. En hy kom en vind dit uitgevee en versier. Daar sê. Is dit nie wat ons nou gaan praat? En hy kom, so wat het gebeur mense? Dis 'n eenvoudige ding. Ons praat ons van terugval. Hy het gekom, daar's nie 'n mentor gewees nie. Daar was nie waar ek kan by 'n gemeente gaan inskakel, ek praat van gesonde gemeente gaan inskakel. Ek persoonlik gee vir NG Kerk 'n regplek in my lewe. Want Sondagskool en al hierdie goeders, kinderkraamsdag wat ons, hulle het vir my 'n fondasie gelê, toe ek dit nodig gehad. Wat ek daarna geloof maak het, dan loop mors, verstaan jy? Maar daar was 'n fondasie, daar was 'n saadjie geplant in my kinderjare, wat vir my baie gesond gewees het, toe ek tot redding gekom het. Verstaan jy, ek was leeg in my gees gewees. Ek het nog nie die Here aangeneem. Maar daar was beginsels in my lewe wat vir my mooi gelê is. Waarvoor ek die Here dankbaar is.
Want vandag is daar amper eers die sondagskool of kinderklas of ACSV of sulke goeders waar ons tieners, niks, daar's niks meer. So jy word totaal en al leeggelê. En dis wat die probleem is, nou kom ons tot bekering, en dan die gehele al niks, daar's niks. Dis ook hier 'n Bybel storieboekies, wat is die Bybel, kinderbybel geboek, wat eers kyk hier vir Samson en wat hulle praat in elk geval die hele waarheid nie, man, maar dit is terme iets moois wat iemand ook kan. Maar die leegheid is waar jy die Here aangeneem het. Jy het tot bekering gekom, jy het hier voorgestaan. Maar omdat daar nie inspraak is nie, omdat daar nie so iets gewees het soos hierdie Bybelstudie en by mekaar kom. En dis nie, mense dit partykeer die herders se skuld. Want dis waarvoor God ons gebruik. Dis waarvoor jy neergesit het. Nie net om Sondag 'n halfuur of 'n uur preek, nee. Om mense toe te rus. Dit moet ons hart en siel wees, en van ons kant af ook. Maar as daar niks is, dan is dit ook 'n probleem, verstaan jy? Want jy's 'n baba Christen. Dis so, nou kom ons terug vir enige iemand wat jou na die Here toe gelei het. Begin at least 'n selgroep. Verstaan jy? Dis wat ek en Keetmans Hoop begin het. Toe die 7-dag Adventiste sommer of AGS pastoor die 7-dag Adventiste lering begin preek in die AGS kerk, toe is ons genoodgedwong om iets anders te begin. Ons sit 40 mense in 'n sitkamer. So sardientjies. Dis noodgedwong, want hierdie mense kan nie net, ek weet die Akopeye, daai klompie mense, alles oorgevat, en vandag staan hulle as 'n lekker sterk gemeente in Keetmans Hoop, onder die Akopeye se lede. Akopeye is maar charismaties. So dit is baie belangrik dat hierdie baba Christen nie leeg gelos word. Want dan, God gaan verantwoording eis van jou wat hom of haar na die Here toe gelei het. En jy net so gelos. Verstaan jy, dit waar leegheid inkom. En dan het ons nou ook 'n verantwoordelikheid, mense, ons as kinders van die Here, om plek op te soek, waar ons kan op inskakel, of sê, jy kan ons nie ietsie begin nie. Ek bedoel, in elke dorp is daar toch iemand wat 'n bietjie kennis het, en wat ons sê, het die kry ons met mekaar, maar let dat jy nie leë huis vorentoe gaan, want dan val ons terug. Ek bedoel, daar is geen wortel, so moet jy survive. Jy kan nie, onmoontlik. Die derde puntjie, lus. 2 Timoteus 4 vers 10 praat baie. Dit gaan nie oor seksie. Dis maar een van die. Dit gaan oor geld. Dit gaan oor die glinstering van hierdie lewe. Ons het meer begeerte, lus is eintlik maar 'n begeerte na wêreldse dinge. Verstaan jy? Ek wil nie so baie op hom stil staan, want ek dink ons het een Woensdag baie mooi gepraat, waar jou skat is jou hart. Verstaan jy? So as geld, dan is ons hart mos nou outomaties daar, en wat gebeur? Jy begin terugval. Want die begeerlikhede, want die Here sê, moenie goud en silwer hierso in blyplek hier, nee, jou skat is in die hemel. Prys die Here. En ons is mos nou net, as jy sê tentwoning, dan sê jy, die woord sê ons bly hier in 'n tent. Jy sê, ek is vrek bly dat ek net hier in 'n tent bly. Nou, ek wil nie hier permanent bly nie. Nie in hierdie chaos. Maar ons is hier, en solank ons hier is, maak ons 'n verskil. So, die vyand trek ons, kyk 'n bietjie hoeveel kinders van die Here word getrek na die glinstering van hierdie ou wêreld, na die begeerlikhede van hierdie, na die lus van die wêreld. Verstaan jy? En ons struikel, as ons nie geanker is nie, as ons nie wortel het nie, as ons leegheid het, dan trap ons in hierdie slaghuis. Dan vang ons terug op hierdie. Hebreërs 12 vers 15 praat weer van bitterheid. Ek dink regtig ons hoef so vreeslik lank op dit stil te staan. Bitterheid en onvergewensgesindheid en kwaad en woede en al hierdie goed natuurlik. Bitterheid, kom ons sit so onvergewensgesindheid, wat die woord van die Here sê, as jy nie vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. So spreek so vinnig so moontlik vry, want ons is gesandte van 'n koninkryk. Amen.
Verstaan jy? So dis wat kosbaar. Dit maak nie saak wat mense ons moet weet. Hulle sal ons het mos daar in Korintiërs wat ek ook Sondag van gepraat het, ou Paulus sê ek is deur hierdie dinge, ek is deur hierdie vernedering en amper skipbreek gelei, ek is al gestenig, ek het al houe gekry op my liggaam. Het hy nie meer as genoeg rede om te voel soos wat hy moes gevoel. Hy verbitter het in hom gedra het, maar hy het geweet. Hy het geweet wie sit agter die ding. Satan. Verstaan jy, die mens is maar net 'n instrument en hy het geweet. Wat sê Hebreërs 12 vers 15? Het iemand om dat so vind? Dit is wel so lekker as ons kan skrif kry vir hom. Jy kan sommer altyd so vorentoe gaan as iets, maar En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. amen. Wat beteken dit? Bitterheid. Van verder. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Is dit vers 16? Nee, 15 is O, is 'n hele een. O, okay. Ek wil dit 'n wortel van bitterheid. Wat hy sê, moenie so veragter dat 'n wortel van bitterheid in jou opskiet. Hey, man, kyk net waar dit vat hy jou. Onvergewensgesind, dis maar dieselfde ding amper. Want onvergewens bring bitterheid, bring kwaad, bring woede, bring revenge. Dis wat hier Hebreërs 12 sê, moenie so veragter, moenie so agteruit gaan dat hierdie ding plek kry in jou lewe. Ja. Want dit gaan jou vernietig, want die woord sê vir ons, God kan nie vergewe as jy nie vergewe. En vergewe 70 maal 7. Verstaan jy? So omdat ons weet wie agter alles sit, kan ek en jy vandag weet, seer maak seer en al hierdie goedes, so die Satan sit agter al hierdie dinge om jou, wat met jou om vir jou uit die sendingveld uit te hou. Ja, want solank jy hier met revenge sit, kan jy nie 'n siel wen nie. Hy weet dit. En ons weet dit vanmôre, as jy nog dan weet jy dit vanoggend. Sondigheid, Spreuke 1 vers 10. Dit is omdat jy in 'n lewe van sonde leef. Hou nie van warm preke nie, ek het dit nou maar daar bygestel. Jy sê, kyk, ek wil dan sê, hier party op predikers wat daarom, as dit hier na Sondag se kant toe, dan kry ek 'n kol op my maag. Ek wil kerk toe gaan, maar regtig, hulle laat voel vir jou, die hel staan 'n brand op die punt van jou tong. Maar sondigheid, mense, dis nou, ons sondig almal. Ons doen verkeerd elke dag. Maar hoe lyk jou hart? Wat sê Spreuke 1 vers 10? Bied hom vir ons. My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. Dis 10. Ja. As die sondaars jou wil verlei. Daarvan is die wêreld vol. So bly weg. Dis nou weer wat ek mense sê, pas op met wie jy jou meng. Maar partykeer jy is ook daar buitekant oral. Kyk, ons is dan ook nou nie dat jy nou hier afgesonder moet wees. Dis wat die Here sê. Ons moet nou hier, kyk, daar is een liedjie wat regtig geleentheid die hele tyd is. Ek in my klein hoekie en jy in jou. Dis 'n lieg, man. Niemand, waar kom daai kwak vandaan? Jy sit hier en ek doen. Hoor, kyk net hoe dit klink vir ons het hom gesing, lyk drigtig. Op laerskool het al wat jy goed geken het. Ja, jy het eintlik half gehad. Ek het meer gehuil omdat ek nie by die plaas kan wees. Die bly die kursus. Verstaan jy, so dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here sê, moet net nie laat sondaars jou weglei nie. Word nie gelykvormig. Moenie gelykvormig in hulle word. Onthou wat ons gepraat het, ek dink ek het hierdie begin, dat ek hier gekom het gepraat oor die bloed. Ja. Nou as die bloed van Jesus in ons begin deurloop, dan moet ons 'n immuunstelsel opbou. Verstaan jy? Dit sê nie, dit is nou kom on, ek toch nou weer vir iemand kwaad maak soos my gesyfer het. En ons sê, maar ek kan nie praat oor my wyn. Nou bring my wyn. My wyn is my wyn. Maar wat ek daarmee wil sê, jy as
vir my wat alkoholis, vir die ander een met wat jy ook al verslaaf was, ons moet teruggaan van waar God jou uitgehaal het. Ja. Ja. Want dis net jy wat daai mens verstaan. Yes. So ons moet wortels skiet in die gees van die Here, sodat jy immuun kan raak teen drank. Ja. Amen. Ek vat maar teen my, Ja. teen wat se probleem ons moet 'n immuunstelsel opbou. En as jy hom opgebou het, man, dan kan jy in die bar loop sit. Ek sal nou in 'n bar sit en jy sal my nie verlei om drankeloos te sein. Want die gees van die Here, so ons moet nie, maar as jy nou daar gaan sit en jy nou net sit 'n suitjie saam met hulle. Ja. Kyk, dis waar maar die immuunheid in my, want ek het weerstand opgebou. Is dit die kosbaar man? Dis wat wortel skiet in die Here. Ja? Ons bou 'n immuunstelsel op in ons. Ek gaan nie weer, daar's nie 'n manier. Wat jy mee gesukkel, ons praat nou van verslawings altyd, maar daar's soveel ander dinge. Verstaan jy, so dis wat hierdie teks eintlik van ons sê. Right, 6. Die waarheid ontbreek. Leuns maak die hek vir 'n bose gees oop. Kom ons kyk wat sê Spreuke 6, vers 16 en 17. Die waarheid ontbreek. Dis waar eintlik eenvoudig ons die waarheid moet praat. Moenie 'n halwe waarheid deurvat. Jy moet ten koste van wat jy gaan deurmaak, moet jy die waarheid praat. Want as jy dit nie, as daar net 'n halwe waarheid, kort voor lank mense, dan sit ons alweer back to square one, daar sit 'n liegend blakkant in die kerk. En dis goeders wat in die lig kom. Iewers gaan hy aan die lig kom. So, laat die waarheid al gaan iemand ook sê vir jou sit op 'n kinderhok, whatever hulle ook al wil doen, maar moenie dat die waarheid teruggehou word. Ja. Praat as ek iemand se ding gesteel het. Yes, man. Van jou gewete, praat die waarheid, man, ek het die ding gesteel. Moenie dit terughou. In 'n oomblik van swakheid het ek die ding gevat, vergewe my. Is dit nie kosbaar baie meer, want mense gaan begin sien, Jesus man, ek kan met hierdie persoon 'n pad stap, want hierdie persoon praat die waarheid, hy hou van die waarheid, of sy hou van die waarheid. Dis wat hierdie, het iemand daai teksie vir ons? Ja. Spreuke 6 vers 16 tot 17. Hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Trotse oë, 'n leenagtige tong, en hande wat onskuldige bloed vergiet. 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat hastig is na die kwaad toe te loop. Ek lees nou maar net verder. En een wat as valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Nou watter een is nou die 7de een, julle ouens, wat hy sê, en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Die laaste. Wat tussen sy broers tweedrag saai. Nou verstaan jy, al hierdie goed, dis onder tweedrag saai, leuns verkondig, dis wat nie die waarheid. Kyk, dis nou om, ek weet nie hoe moet ek nou vir jou sê nou maar, ek het nou iets gesê, ek het nou vir Babie aangespreek oor iets, nou gaan praat ek 'n klomp ander goeders, maar, of kom ek sê, Babie nou praat nou 'n klomp ander goeders, maar nie die punt waaroor ek aangespreek het, nou eenvoudiger, verstaan jy nou, want jy weet, dit wat jy oor aangespreek is, kan nou vir jou so 'n bietjie in 'n swart lig bring. Is dit nie waar? Dit kan vir jou nou in 'n swart lig bring, want ek het jou probleem aangespreek, en nou voel jy sleg, so nou gaan praat ek 'n ander klomp nonsens, maar nooit oor die waarvoor is jy en Willem nou? Nee, hy het dit en dat gesê. Nee, dit wat hy gesê het, is nie gesê nie. Hy het nie gesê, Babie, jy ry nie, dit is sleg karrie. Ek probeer ook af. Ek sê dit soos hy ry te van.
Nee, hy het gesê, ek moet 'n ou kruiwakker ry. Ja. Dis hy draai nie waarheid. So dis maar dis nou maar een voorbeeld, maar dit gaan eintlik oor ons moet die waarheid, spreek die waarheid man. Bring die waarheid. Right. Rebellie. Om te rebelleer. Wat is rebellie? Hoogmoed. Niks anderster om 'n rebels te raak nie. Dis soos 'n kind wat jy ek het mos nou daai jaar wat ek bietjie by Pekere wil hê die hoërskool gehelp het. Dan sien jy hoe rebels kinders raak. Ja? Hoe rebels kinders teen hulle ouers raak. Ja? Nou waar sien hulle hierdie rebellie? Want ek glo nog in die ou styl wat die woord van die Here sê, voet erop. Want as jy sê daai nik kry, dan sê jy 'n donkie. Nou op laerskool het ons mos met daai donkie oor geloof as jy so rebels is. Moetswillig en ongehoorsaam. So sit hom donkie oor op en slaan hom. Want dis wat jy met 'n donkie maak wat nie wil loop nie. Is dit nie wonderlik mense hoe die Here vir ons waarsku? Want 'n rebellie, wat is Satan se ding uit gerebelleer teen God se gesag? En dis wat presies in die lewe gebeur. So kom ons gaan aan. Dwaasheid. Spreuke 28:26, kan iemand dit tog vir ons so vinnig bietjie vooruit al sommer gaan. Spreuke 28:26. Spreuke 28. Wie op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas, maar hy wat in die wysheid wandel word gered. Die Spreuke daarom vir ons mooi. Spreuke gee vir ons al die antwoorde. Is dit nie wonderlik? Die Bybel gee vir ons al die antwoorde, maar Spreuke en Prediker, gaan lees Prediker ook. Dan sê jy sien hoeveel antwoorde kry jy in jou eie lewe uit hierdie twee goeders. So dit is dwaas man. 'n Dwaas wat op sy eie kragte staat maak, op sy eie kennis, op sy eie wysheid. Ons het van God hierdie goeders nodig. Right? Sielkundig teruggeval. Gaan gou Spreuke 4:23. Bewaar. Meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Bewaar jou hart. Die sielkunde van, dis wat jy, as ons praat van sielkunde, dan praat ons van wat jy vir jouself sê. Hierdie is feite, maar hierdie probeer jy jou gewete onderdruk. Bewaar jou hart. Die sielkunde van terugval beteken dit wat jy dink. Jy sê dit vir jou om vir jou beter te laat voel. Is dit nie gevaarlik? Hierdie is vrek gevaarlik. Hy sê ons gesindheid, want dit gaan oor jou gesindheid van jou hart. Bewaar jou hart die meeste van alles. So hoe lyk die gesindheid van jou hart? Wat praat jou hart met jou? Wat sê jou hart vir jou? Ek's nie alleen nie, ander val ook terug. Ja. Of dis nie so erg. Ja, verstaan jy? Ag, daar is baie mense wat terugval, hulle sal, verstaan jy, dis wat die sielkunde, dis wat jou hart vir jou sê. Dis wat jou denke, wil en emosie vir jou sê. Daar is baie wat ander wat ook terugval, ek is gelukkig nie die ene. Dis soos, Pel vir my gesê, wat ek al hier gesê het, hoor jy so, ek sal my 6 houerloop kry, maar hy gaan na homself. Ek sal maar nie sy woorde gebruik. Verstaan jy, so hierdie is nie 'n ding van, jy gaan stap in 'n kantoor en jy kry pak slaan, jy is nou vrygespreek. Nee, hierdie is 'n gevaarlike ding om te redeneer, daar's baie ander wat terugval. Dis gevaarlik, dit sê vir my, jy het 'n never mind houding teenoor die Heilige Gees. Jy het nie 'n begeerte om dieper by die Gees van God in te trek. Jy werk nie 'n groter begeerte om in verhouding met die Here te kom staan. Is dit nie waar nie? Ja, natuurlik mense, ons is never mind. Nou hoe kan ons verwag om vrug te pluk as ons nie werklik dieper in die Here intrek? Dis baie gevaarlik om so te redeneer. Ek het baie tyd, Jesus gaan nie nou kom nie. Ek het ook so geredeneer. Ja, en veral as jy 'n jong man is. Of jy's nog, al is jy ook 'n groot man en jy voel nog gesond en al hierdie. Nee, want ek het nog baie tyd. Daar is nog tyd om reg te maak. Dis vir die ou mense sê hulle altyd. Ja. Die tyd is nou. Ek het nog baie tyd. Mense, kyk hoe gevaarlik. Ek kan nie dink dat 'n mens wat volwasse is,
geanker kan dink dat ek baie tyd het. Ons weet tog vir onsself, maak nie saak hoe gesond jy is, jou tyd kan ons nou net hier by hierdie deur uitstap. Verstaan jy, kyk net hoe redeneer 'n dwaas. Dis wat 'n dwaas. Dis soos 'n dwaas redeneer. Punt nommer 3. Daar is kort paaie vir alles, ook om hemel toe te gaan. Jy kan nie die werklikheid van vars gebed en gemeenskap en getuienis ontsnap nie. Daar is nie 'n kort, ek praat nie van ander kort paaie nie. Ek praat van kortpad, praat ons van verhouding met die Heilige Gees. As jy nie, kom ons kyk gou, daar's vars gebed, gemeenskap, wat ons hier en getuienis. Hierdie is verantwoordelikhede. Daar is nie 'n kort pad hemel. As jy nie die woord van God gaan bestudeer nie, is dit 'n kort pad wat jy probeer vat. As jy nie bid tot God en verhouding staan met die Heilige Gees nie, is dit 'n kort pad wat jy probeer try. En jy gaan tweede kom. As jy nie 'n getuienis is van Jesus Christus se liefde nie, en vir mense vertel van hierdie mooi verhouding wat jy met die, is dit 'n kort pad. As jy nie in die gemeenskap as kinders van die Here bymekaar kom nie, probeer jy 'n kort pad. Hebreërs sê vir ons moet bymekaar kom. Dis 'n verpligting. Ek sê nie hier in die kerkie, dit kan in 'n selgroep wees, dit kan maak nie saak, maar ons moet, jy mag nie. Mense wat hulle onttrek, ek praat nie van waar ons partykeer nou nie kom of so, dis nie wat ek praat van mense wat nie in 'n kerk kom nie. Jy sal verseker, is jou naam nie geskrywe in die boek van die lewe nie. Want by God gaan dit oor twee dinge, gehoorsaamheid en geloof. So gehoorsaamheid sê Hebreërs, julle moet die samekomste nie verwaar. Verstaan nie? So ons het 'n verantwoordelikheid. Hoe wil ons anker kry? Hoe wil jy gehelp word met jou probleme? Hoe wil jy ondersteun word in samekomste? Verstaan jy? Nou, ons is 'n kerk. Ek hoor dit mos geleer, ons is 'n kerk. Nou toe kerk gaan jy jou gang. Ek kan jy mos nou nie dwing nie, maar ek kan vir jou een ding verseker is dat jy voor God gaan reddingskap gee. En ek kan jou nie verseker dat jy die koninkryk sal ingaan nie, want jy is ongehoorsaam aan die Here. So dis baie belangrik. Kom ons gaan gou oor na die ander. Dankie. Simptome van terugval, Lukas 21. Het iemand op ons vers 25? Lukas 21, Vers 25. Ja. En daar sal tekens wees in son en maan en sterre en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. Amen. Simptome van terugval. Ons sal hierdie tekens en goeders en hierdie wonders sal ons begin sien. Maar kom ons gaan, hier is nou heel paar. Slegte geselskap. Met wie jy jou meng? Dis mos, ek bedoel, dis vir my denker as ek by die huis kom en ons sit gesels oor die Here. Ja. Ons hoef nou nie so daaroor die hele tyd. Verstaan maar, as ek kyk, daar is 'n verskil mense, waar ons tussen Sondags, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid, want hoe moet hierdie mens by die Here kom? Hoe moet hy die waarheid, hoe moet hy die liefde van God ervaar? As niemand by hom kom, Romeine 10 sê dit vir ons duidelik, hoe sal hulle hoor as niemand hulle vertel nie? Verstaan jy, so ons het 'n verantwoordelikheid. Maar my geselskap, ek kan mos nie tussen God lasteraars loop sit. En dis my vriendekring. Nog nooit die mense. Dis so vinnig. Dit sê, hoe die ou mense altyd sê, kyk wie is jou vriende? Aan jou vriende sal jy geken word. Aan jou vriende sal jy geken word. Die ou mense het mos altyd, jy's my ma dan vir my al. Maar ons het almal gesyk man. Ons het almal, jy sê ons klomp jong mense. Verstaan jy, men jy moet die seumels in die varke. Nou, daai pragtige meisie wat ek gehad het, ek was die vark.
wat haar pa gesê het. Nou verstaan, so, ons kan, my ma het altyd gepraat van aan jou vriende word jy ken, maar daai ene se ma sê dit ook. So, verstaan jy? So, dis, aan jou vriende word jy geken, ek kan my sê, daai ene se ma sê, daai ding is net so, hy is sleg, kom weg van hom af. Ja, ek weet die kind, maar so op het hulle vreeslik gewaarsku teen my. Ja, hulle was ook reg, maar hulle was net so sleg, wat het hulle by my gesoek? Ja, wagtig. Maar wat ek hier so probeer, as ons as kind van die Here, dan weet ons nou, kan jou geselskap dit afbreek, of anders geselskap, die mooi altaar wat hier opgebou word, kan hy afgebreek word? Oordeel vir jouself. Te veel vertroue in jouself plaas. Saam met glimlag oor Christene wat met hulle self spog. Ja, jeeslik. Dis waar ek ons daai Mazda 3 geloop afskryf. Ja, sê, hy het nou nog my. Ek voel hom nou nog. En as ek jou kry, dan herinner die Here vir my hier in my rib. Hier een maar gekraak of gebreek. Ek weet nie wat was, maar ek kan nie daar gesien het. Maar die Here herinner vir my. Hou op spog. Nou, is dit nie wonder, hier sit met my thermometer. Moenie van, dis waar die beker het leeg, die koffiegabbe is leeg, van jouself en die gees van die Here is vol. Het hom vol gemaak. So ons sien dit mos nou oral, hierdie pragtige 6-7 000, hoeveel sit hulle in hierdie vreeslike kerke? Snyerspakkies met 'n blom elke nou en dan. Ek sit te voordele, ek sê net, pas op, as ek kyk na ware ou kinders van die Here, man, dan sien ek net humbleness. Ek sien niks vir myself. Ek sien nie goud en glimmer en al, nee, daar is niks. Want Satan glimlag vir Christen wat spog. Ek het vir Wiekie gebid. Ek het vir Wiekie na die Here toe gaan. Jy het nie, jy lieg. Jy lieg, jy was net 'n instrument. Niemand kan Wiekie se gees lewend maak, behalwe die Heilige Gees. Amen. Amen. Ja, ek het die evangelie gevat, ek was net gehoorsaam. Maar ek kan vir hom 100 keer gevat het, en niks het gebeur. Nie op 'n dag toe die Heilige Gees besluit, nou is dit die regte tyd toe kom. Wonderlik, maar ons spog nie in sulke goeie, ons is dankbaar. Derdeen, hardkoppigheid. Mense wat nie wat na raad luister, ons praat met nou alles simptome van terugval. Hardkoppigheid. Jy kan maar vir my sê, net wat jy wil. Ja. 4 Christelike verrassings. Christelike verrassings. By ons kom ons in die kerk, hoor my. Ons kom ons in die kerk met ons eie alibi. Ons kom in die kerk en dan verwag as hier sit 'n klomp mooi potplantjies. En hulle glins, dit is net blommetjies. En dan kom stap jy nou, die hele ou kerk is vol vetplante en kaktus. Nie een blommetjie nie. Heel goed sit 'n skinder net. Jy het ook klomp sleg goed wat in die kerk is. Nee, ek kan nie hier in hierdie kerk. Nee, Jezus. Dis want jy het gekom kerk toe, hier moet nou hoogheiliges wees. Dis die fout, en hier is die verrassing. Dis 'n klomp sleg goed. Hulle breek af. Hulle sê, dis 'n klomp boereerders, dis 'n klomp dobbelers. Prys die Here. So, as iemand sê kom kerk toe, sê hom sommer, die hospitaal lê vol, die beddens lê vol kranklik. Blinde, al dood, dowes. Sê dat hulle nie hier omkant gevang word met 'n verrassing, Jesus, lyk nie goed lyk. Nee, ek kan nie hier nie.
Nie hierdie goedskinder. Hoor wat die mense sê, ek het in die kerk seer gekry. Jy lieg man. Jy lieg. So jy nie wil kerk kom. Amen. Jy lieg. Jy kry meer seer buite as jy in die kerk kry. Dis omdat jy van die kerk 'n heilige, vredige, hoog heilige plek. Prys die Here. Die allerheiligste is in die kerk. Die Heilige Gees van God. En hy beweeg tussen die hospitaalbeddens rond en hy maak gesond. Amen. Dis so moenie verras word deur mense, hulle is dan miskien heilig. Hulle praat nou hier en dan praat hulle, julle sal, hulle moet, sê hulle moet nie, maar hulle sal. Ons is mos nog besig om die, nie ons, ja ons werk ons nou saam met die Here, verstaan jy? So die Gees van God is besig om hierdie ou siekes gesond te maak. Maar ons as liggaam, as kinders van God, is saam opgewonde met die Here. Want as ons sy liefde in ons het, dan is ons net so opgewonde dat hierdie siekes moet gesond word. Amen. Is dit nie kosbare mense? So change your mind. Kry jou gesindheid reg. Moenie nou met 'n verrassing, yes, like hierdie goed lyk dan te treurig. Yes, nee, dan moet jy, ek weet waar gaan jy loop gaan, dan is dit beter vir jou seker maar om buite te bly. Want daar gaan jy dan nou seker meer heilige sien, wat jy nou nie gaan verras. Vergeet hulle soms waar uit het hulle ook geweet. Halleluja. Dis baie wonderlik. Here het ons almal gered deur die rooi see. En dit was almal in die modder. Ons was almal in die gutters. So gee hierdie ou ook nou 'n kans om op te staan. Onthou is 'n baba Christen. Hy's vol tekortkoming want die Here het opdrag gegee kom soos jy is. So gee hom kans om op te staan. Ek weet nie wat in Babie se hart aangaan. Ek weet nie wat Christine se hart aangaan nie. Ek weet nie waarmee God besig is in elkeen Pieter se hart wie ook al. Ek weet nie. So kom ons gee mekaar kans en ons maak daai foute. Dis wat die Here met my gepraat het oor om Sondag te bedien. En ek kan vir jou sê, my sterre brand al hierdie hele week. So op Sondag gaan ek julle saam met my sterre brand. Ek is 'n klikker. Een pimper. 'n pimper. Ek is 'n pimper. Lekker man. Ek wil net twee dae gaan se preek hoor. So ons kan maar vroegtydig vir ons boeke in ons Bybel sit. Kyk, dis waar jy nou voor die hoofse kantoor, ek gaan nie alleen pad kry meneer. Dit was sy Nommer 5, maklik aanstoot vat. Pas op dat jy maklik aanstoot vat. Dit is maar hoe ons seer op 'n manier beskerm om aanstoot te vat. Dis maar soos ons almal sukkel, is daar nog te veel eie ek in ons lewe. Ons almal sukkel om hierdie beker leeg te kry van jouself. So daar spaar goeders waarmee ons struggle het ons verlede uit. So nou die oomblik is daar 'n roofie afgekrap word uit die verlede uit, dan sonder dat jy dit besef, vat jy aanstoot. Dus ek wil nou nie so nou dat ek sit 'n bram en ek sit 'n bram dat jy moet saam pak. Maar ek wil ook seker bram. Daar praat ons om nou. Deuteronomium 8:14, waar die Here sê vergeetachtigheid, dis dan 'n probleem hierdie. Ons vergeet waar God ons uitgehaal het. Laat wonderlik af. Vergeet maklik, ons het maar by terugval. Ons vergeet maklik, hoor jy het net so gesukkel, jy het net soveel genade op genade. En ek het ook maar net so min van die woord geleer. Amen. Dis die lekker van, wie is ons net daai ding snap van familie. Ek bedoel, hoe lekker is dit? Jy wil tog dat in 'n family wil jy, dis ons verantwoordelik om vir jou kind te leer oor die woord as jy daai passie het. Dan leer jy jou kinders. Nou ons is mos nou 'n familie hier. Ons wil mekaar leer waar 'n tekortkoming is, leer is mekaar. Dis nie altyd vermaan nie man. As ons brood breek beteken ons deel met mekaar oor die woord. Die ene verstaan dit so en daai nie so en later, okay, nou verstaan ons al twee. Verstaan, dis wat die wonder, dis wat met die teachings, wat ons ook
Ek sê nie, ek het al nog nooit, ek wil dit in my lewe nie, wil ek vir my naam is die saak. Nommer 7, om toe te laat dat sorge van die wêreld die woord verstil. Ek dink dis daai van die saad, waar die saad in die bosse en die dorings, moenie laat die dinge van die wêreld die mooi woord van God doodsmoor in jou, want dan kan ons maklik terugval. Spreuke 7 vers 10, om minder te bid beteken stilte tyd met God, waar ons met die Here sit gesels. As jy dit nie doen nie, word jy maklik 'n teken vir misleiding en verleiding. Verstaan jy hoe kosbaar gebed is, hoe belangrik, en dit waar ons gemeente, ons moet bid, man. Ons moet bid, ons moet vir mekaar bid. Julle moet vir my bid, ek moet vir julle bid. Ons moet vir mekaar bid, as ons almal is leiers, want as jy die Here aangeneem het, is jy 'n leier. Verstaan jy, dis nie net ek, so ons moet vir mekaar bid, sodat daar nie misleiding in ons kerk kom, die mense. Ek praat nou nie van Jesus sien daai, ek praat van werklike misleiding. Onthou, ons is 'n teken vir die Satan, om vir ons uit mekaar uit, want as jy hier misleiding kan, dan is dit chaos, dan is dit 'n probleem. Om nie verbonde te wees nie, dis maar net waar ons nie saam as kinders van die Here te wees nie. 10, luiheid, dis ook 'n probleem hierdie. Luiheid en verskonings, Spreuke 22:29, luiheid en verskonings, ons weet die mense ons probleem is luiheid. As iemand nie die Here dien, wat al tot bekering gekom het, en nie die Here dien nie, is dit as gevolg van luiheid. Net een, ek het hulle eintlik daarmee reep, het ek dit uitgespreek, luiheid. Hy spot hulle my. Dan sê ek, jy kan maar, luiheid. Om Willem, dis luiheid. Dan sit hy vat hulle mekaar uit. Ek sê, jylle kan maar. Ten minste het julle iets gehoor. Matteus 24 vers 12 praat van koudheid, as het praat van koudheid, dan praat ons maar van leegheid. Daar is regtig niks begeerte. Weet, ek het dit so baie gesien, sulke kosbare mense, wat so uitgesak het, dat hulle mors dood vir die evangelie gepraat. Daar's niks. Jy sien die koudheid in hulle oë. Daar's geen begeerte. Dis nou daai wat die gees van die Here, wil ek amper sê, het geonttrek. Want sonde en al hierdie goeders het koudheid gebegin. Verstaan jy, want waar die vuur is, brand. So die teenoorgestelde is koudheid. Waar nie vuur is nie, is koudheid. Ek het dit so altyd 'n houtjie op die vuur gooi. Gooi aan. Maar is dit nie meestal die manne wat jy sê koudheid is, uit die mentor gehad om, want toe ek terug gaan sê, ek het nou hier 'n probleem, maar ek gaan dit op my eie die probleem oplos. Dan raak ek al... Precies. Verstaan jy hoekom ons mekaar nodig het? Ons verantwoordelikheid teenoor mekaar. As jy sien iemand sak uit, en ons het die liefde van die Here. As jy sien iemand sak uit, gaan haak in. Ons moet inhaak. Hoe kan iemand wat sê hy het God lief, sien dat 'n boetie of 'n sussie uitsak, en jy doen niks daar. Dit was vreeslik. Hierdie nommer 12, 2 Timoteus 2 vers 23, hierdie is vreeslik belangrik, mense. Onverstandige strydvrae. Kan ons hom gou gelees? Dis my vriend, moenie met iemand redeneer. Moenie. Daar is 'n verskil tussen broodbreek waar ons sit te gesels, en dan is daar mense wat net wil stry oor die woord. 2 Timoteus 2 vers 23. Onthou, ons moet 'n bietjie wysheid by God vra. Onthou, iemand wat met jou oor die woord wil stry, ek miskien nog nie, sy oë is nog nie oop soos jou nou oop is. Maar om net stil te bly is kosbaar. Hoekom wil jy antwoord?
Hoekom wil jy die wenner wees? Hoekom wil jy nou as die oorwinnaar uit die stryd tree? Dis nie nodig nie. Want dis maar 10% wat jy praat, wat iemand change, in plaas van die 90% hoe jy optree. Ja. So moenie in 'n stryd. Wat gebeur as jy nou in 'n stryd, woorde stryd oor die woord van die Here? Daar kom onvergewensgesindheid, daar kom kwaad, daar onmiddellik het die vyand verhouding opgebreek, waar dit net kon lekker gekuier gewees het. So moenie, dis nie nodig, jy hoef nie te wen nie, want dis nog nie die persoon se tyd nie. So moenie te doen, en jy magtig. Ja, ek gaan sommer 24 oplees. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. So wat sê hierdie teksie vir ons mense? Is dit nie mooi om hier te vra, as jy nie iets verstaan nie, heel iets anders, ons help mekaar. Maar as iemand nog nie op 'n level is, dis gewoonlik, dan kom ek, daar waar 'n wortel nog nie, verstaan, so hierdie mense probeer hulle self regverdig deur dinge wat hulle gehoor het en hulle self geleer het en want die woord, Paulus sê, Timoteus, jy moet onder my inkom. Verstaan, dis is wat ons, as ons tot bekering, soos wat ek mentors, ons moet onder iemand inkom. Dit leer ons nederigheid, dit leer vir ons wysheid, dit leer vir ons om te kyk hoe iemand optree. Verstaan, want deur mense se optree, verstaan, daai kos, maar om nou hier in 'n bekgeveg te loop, wie is die wenner? Dis soos in 'n oorlog. Daar's nie 'n wenner. Niemand kan sê het gewen nie, daar's 'n klomp lyke. Daar's 'n klomp dooie mense, maar niemand het gewen nie. Dis nou net soos in hierdie, daar's nie 'n wenner. Daar's eerder 'n lyke, want daar's nou verdeeldheid. Kyk hoe kan die vyand snaaks so goed gebruik. Nommer 13, nuuskierigheid. Ek het nog nooit gedrink nie. Ek wil voel hoe voel dit. Verstaan jy, nuuskierigheid kan, want daar is ook gesê, die tronvol, die kerk is Ja, die huis ek wil nou net gesê, ek sit te soek nou juist die, Ja. tronvol en die kerk is leeg van nuuskierigheid. Pas op van nuuskierig, ons moet nuuskierig wees oor die woord van die Here, natuurlik. Jog, ek wil meer weet, maar 'n ongesonde nuuskierigheid, dan gaan jy in die tronk beland. Dis nie. So moenie daai nuuskierig wees om te speel met sonde. Soos wat ek nou daar gesit, ek wil nou, soos wat ek ook nou 'n dag gaan, salletjie gerook het, van nuuskierigheid, ek wil voel hoe voel dit. Staan hy al barster oor. Hy draai nie eers so niks, daar is die leeg en is 'n koud tyd. slaap vir 3 dae. Ja man, Jessie en Fred, sommer die hele yskas vol. Ek vir die vader. Jy's en ek het daai so arm gewees, dan loop jy, dan moet ek jou sop steel en spaar. Want die blerrie dag het my honger gemaak. Nommer 14, geen ambisie te hê nie. Vir sy ambisie beteken ek het geen drome vir om vorentoe te gaan. Ek wil tog hier bly nie. Jy kan mos in jou huis die hele tyd nou helpvalker hê. Ek kom nou van die ding af. Loop nie jy sien nou. Waar moet jy help? Dit is soos jy help bly staan op die plek. Ons gaan nie vorentoe nie. Maar jy kry baie van hulle. Ja, Hy daar is net nie dood nie, maar hy is daar. Dit ja. Ja, en dan het onvangstig. Ja, eintlik ryk jy. Ja, nou wat moet hierdie goed? Almal is al klaar soos blaai al klaar. Al klaar soos. Liever aan jou. Dit is daar vir sy antwoord. Wat Klim af met jou Liever bok. aan jou. jy besê Afrikaans. Wat sê jy? Mens in eie oom. Wie jy wil net Of soms soos guava.
'n vriend daar wat oorlede is, hy het gesê hulle ry met wow. Geen ambisie na ons drome mense. Werklik as ons by die Here is, dan wil ons dieper ingaan. Ons wil ook 'n verskil in mense se lewe. Dis 'n ambisie. Kan ek dit terug? Ja. So jy sê ambisie. Soos jy 'n ambisie op jou werk het om hoër te gaan, sommige jy ambisie hê om meer en meer van die Here te leer, om hom te bestudeer en dit aan. Dis wat ambisie is. Jy moet jy moet vorentoe gaan, jy nie stagneer nie. Wat as jy stagneer, val jy terug. Ja. So die ambisie vat jou vorentoe, stagneer wat val jy terug. Right, maar as ons nou nommer 15, murmureer. Kom ons lees gou daar Filippense 2 vers 14. Murmureer. Ek weet om Koen praat baie van murmureer. Hou op so murmureer. Jesus, kyk ek kan gekla. Ek kan vir jou gekla. Maar ek het so groot geword oor kla. Dis alles. Voor Filippense 2. Doen alles sonder murmurering en teespraak. Doen alles sonder murmurering en teespraak. By my staan doen alles sonder kla of teepraat. Nog beter. Ja. Hou op kerm. 14. Wat wacht ek nou? O, hier is so in 2 vers 14. Hou op murmureer oor alles. Kyk, ek is nog hulle oor. Maar ek het my pa was lief vir kla. Maar ek kla om aandag te kry. Maar jy kry nie die Jy kry nie aandag by die res nie. Jy moet net op die stoel sit. Jy moet net op die stoel sit. Dis Ek moet net in die stoel sit. Ek het ons gister nou sokkies aangehou. ja. Dit is 'n moeilike ding. Nommer 16. Nommer 16 sê om kwaad en kwaaddoeners te bewonder. Iemand wat nou dis hier wat nou ek dink ou Jeremia ook gevra het. Moes dit laat dit so goed gaan met die onregverdige. Ja. Hy het vrae gevra, maar hierdie is so 'n bietjie eers om iemand wat met bose. Kom ons vat, dis ons moet nou ons nolle. Ja man spot. Ja, Selma dan geld. Ek wil nou ook sê toe ek hier gekom het, ek nou ook genoeg rond kyk so. Ja, verstaan jy om kwaaddoeners te bewonder. Kyk partykeer kyk ons hierdie benders en daai wat ek sê nou nie ek doen dit nou net nie lus vir maar kyk ons jong mense hoe dis hulle idols hier. En iemand wat sy selfbeeld al so vernietig is en wat aanvaarding soek, hulle bewonder hierdie kwaaddoener want dit gee mag en gesag in. Verstaan jy? So dis baie gevaarlik. Daar het ons die teks ook daarvoor. Net en dan die laaste enetjie, onvermoë om aan te pas. Ook in jou huwelik. Jy sal baie moet aanpas na jy getroud is. Anders sal jy terugval. Kyk, jy is so groot, hier kom ons terug. Nou wat die Here sê, moenie saam met 'n ongelowige in die juk trek nie. Anders gaan jy terugval. Want jy kan hom onthou, hierdie is jou lewensmaat nou. So hierdie lewensmaat gaan jou aftrek. So dis baie, wie moet sterk, so mense wat ons wat die Here dien, moet nog sterker in die Here ingaan. Jou wortel moet nog dieper ingaan. Anders gaan jy dit nie maak nie. Ek vraag nie maar van huwelik, maar ook in die samelewing, iewers want jy moet aanpas. Wat sê Psalm 137 vers 4? Ons is klaar met net die laaste ene. Psalm 137, lees hom maar vir ons. Hoe sal ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Hoe sal jy die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Ja. The rivers of Babylon. So sê nou maar die Here roep vir ons nou, soos wat die Here nou vir ons Namibië hiernatoe geroep het. Nou die eerste ding wat ons moet, ek en my vrou moet doen, ons moet observeer. Ja. Want
Ornolop se gemeenskap verander van Oranjemund se gemeenskap. So ek kan nie met 'n gesindheid van Oranjemund hier kom instap. So ek moet aanpas. Ek sê nie in sonde nie. Ek moet aanpas, ek moet kyk, hierdie is visserman of diamantmense. As ek in Kitmans hoop, dis plaasboere met vleis. So ek moet daai vermoë hê om aan te pas, my geselskap, klomp dinge wat ons moet kan leer hoe om met hierdie mense te kommunikeer. So ek moet kan aanpas by mense. As ek dit nie gaan doen nie, dan gaan ek terugval. Verstaan jy? So lees hom gou weer, dis vreeslike mooi stuk. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Hoe kan jy getuig van Jesus Christus in 'n ander atmosfeer, omstandighede? Ons moet kan aanpas, anders kan jy nie die lied van die Here, anders kan jy nie getuig van sy goedheid en guns in 'n ander dorp. Dis 'n aanpas. Ons het altyd die gesegde, toe ons in Zambia was, as daar 'n nuwe man kom, onthou pas aan by die Zannabaai. Moenie dink ons gaan by jou aanpas, want jy's een. Want dis nou wat jy nou ook gesê het. En dan hy voorpunt wat jy met die duikers in die bendes het ook gesê. Dit gaan maar weer net oor geld. Ja. Hy sonde, dit gaan oor geld. Ja, om kwaad en kwaad doen te bewonder. Ja. Ja, dis alles. Dit gaan net oor geld aansien. Piet, ga je voor allemaal geld doen? Sê weer? Ga je voor allemaal geld doen? Partij is het skattenjacht. Dus die gaan oor die jacht van die diamant, soos Jeff en ons het hou daarvan. Ja, dit is jou werk. Geld. Ja, maar kijk, noem nou Henk. Dis jou werk. Jy wil dit uitdaag, dan kry jy jou geld. Ja. Maar die ander man wat hier kom, hy hoor nou van diamante. Nou wil hy ook want jy is dalk nou ryk man, ek vat maar 'n voorbeeld. Want ek is 'n arm man hier. Dis hoekom al hierdie ouens toe hierdie stickers hier was. Dat almal gegloeide diamante lê op die grond, maar wie hoe hulle werk is dit om te kry. Hulle het nie dit besef nie. Ja. Dit gaan daaroor hier. Ja, om die verkeerde te bewonder. Ja. Ja. Maar as jy eers werk, kan jy nie lui wees, want dis harde werk. Ja. Ja. So dis eintlik baie kosbare goedjies, verstaan ons dit? Net as idee, ek dink ons kan maar afsit because Pas op. Val nou.